In die video gaan ons die deftige skoentjies maak. Wat jy benodig is Ellie se volplaai. Ek gebruik wit, jy kan enige twee kleure gebruik wat jy wil, of jy kan net een kleur gebruik. Die sool maak ek met wit, en dan die agterkant, en die voorkant gaan ek met rooi maak. So jy het twee bolle van Ellie, hulle is 50 gram, se Premier Natural Cotton. Hoekom ek Natural Cotton gebruik? Hy is baie stewiger. Die skoentjie sit mooi om die voet. Hy sag en jy kan sokkies saam met dit aantrek. Ek het 'n stelletjie met wol gemaak, maar die wol val plat, so dis baie flopsie. Hy's nie vir my of hy baie stewig is nie. Jy gaan 'n nommer 2 hekelpen gebruik. Jy het plekmerkertjies nodig, stopnaald, skêr en dan 2 knopies. Enige knopies wat gepas gaan wees om op te sit. Jy kan onpaar gebruik wat dieselfde soort is, so jy het 2 knopies nodig. Die skoentjie pas vir 'n ek weet nie 3.9 in maande, so as ek kyk so na my skoensole wat ek het, werk hy so op 3 tot 9 maande. Maar ek dink jy kan hom aangaan vir 6 tot 12 maande ook. So as jy werk van 3 tot 12 maande, dan gaan dit werk. Dis baie mooi skoentjies. Dit werk lekker vinnig. Jy begin van agteraf van die haak en jy werk om al in die rye, dan word jou agterkant vasgewerk. Jou voorkant word apart gehekel en dan word hy met 'n steek vasgesit. So, dis ek gaan met die wit en met my nommer 2 hekelpen die skoensool doen. Die skoensool is so 10,5 centimeter lank. Hy word van agter af gehekel in die ronde. Ek gebruik die alternatiewe steek. Wat dit beteken is, dis net die manier hoe jy jou wol deur jou steek trek. Dis al wat verander. Jy kan nog steeds die manier wat jy geleer het, jou kortbeen, halwe langbeen, kan jy hekel. Al wat die steek doen is, hy maak jou dit regop trek. Hy trek hom nie skeef nie, hy hou jou steek regop. Wat beteken jou skoentjie is reguit, hy trek nie na 'n kant toe, soos wat dit met party van die patrone doen nie. So dit as jy heg met 'n glipsteek, hy word nie in aanhoudende rondes gehekel nie. So vir die skoensool begin ons deur 18 kettingsteekies te maak. In die tweede kettingsteek van jou hekelpen maak jy 2 kortbene. In die volgende 15 kettingsteke maak jy 1 kortbeen. Soos 1 kortbeen in elk van die volgende 15 kettingsteke.
In jou laaste kettingsteek maak jy 4 kortbene. Nou gaan ons die werk draai. Jy gaan werk aan die teenoorgestelde van jou kortbene. So jy gaan 15 kortbene en die volgende 15 steke maak. Ek het 15 kortbene gemaak. In die laaste ene maak jy 2 kortbene. Jy het alreeds 2 in. Nou maak jy nog 2 kortbene. En jy heg aan die eerste kortbeen met 'n glipsteek. En daar is jou eerste rytjie en jy het 38 kortbene. Ry 2. In dieselfde steek waar jou kettingsteek gemaak is, waar jy geheg is, maak jy 3 halwe langbene. In die volgende steek maak jy 2 halwe langbene. In die volgende 7 steke maak jy 1 halwe langbeen. 1 halwe langbeen in elk van die volgende 7 steke. 2, 3, 7. Nou maak jy in die volgende 8 steke 1 langbeen in elk van die volgende 8 steke. 1, 2, 8. Nou gaan jy in die volgende steek 2 langbene maak. 1, 2. In die volgende steek gaan jy 3 langbene maak. Soos 3 langbene in die volgende steek. Nou het jy op die punt van jou werk gekom. So, nou maak ons weer 3 langbene. 1, 2, 3. 2 langbene in die volgende steek. 1, 2. Nou gaan ons 8 langbene maak. 1, 2, 8. Nou gaan ons 7 halwe langbene maak. 1, 2,
1, 2, 3, 6. Nou gaan jy 2 halwe lang bene maak en 3 halwe lang bene. Twee, 1, 2, 3 en jy heg met 'n glipsteek aan jou eerste halwe lang been met 1 kettingsteek. En daar is jou, sien jy die steke loop reguit, hulle gaan nie kant toe nie. So dis maar al wat die alternatiewe deurtrek is, of alternatiewe steek is nou maar net hoe jy hom deurtrek. En dit help nou nogal. Jy het nou 50 steke. Ons gaan nou begin met ry 3. En nog steeds al in die ronde, jy draai glad nie jou werk nie. Maak ons in dieselfde steek waar ons geheg het, maak ons 1 kort been. En in die volgende steek maak ons 2 kort bene. 1, 2. En in die volgende 18 steke maak ons 1 kort been in elk van die volgende 18 steke. 1, 2, 17, 18 kort bene gemaak. In die volgende steek gaan jy 2 kort bene maak. Dis 1, 2. En in die volgende 2 steke 1 kort been in elk van die volgende 2 steke. Dan gaan jy weer 2 kort bene maak in die volgende steek. Dan gaan jy weer in net 1 steek in elk van die volgende 2 kort bene maak. Nou gaan jy weer 2 kort bene in die volgende steek maak. Nou gaan jy in die volgende 2 steke 1 kort been elk van die volgende 2 steke maak. Nou gaan jy weer 2 kort bene in die volgende steek maak. Daar is jou ronding van jou skoentjie gevorm. Nou gaan jy in die 18 van die volgende 18 steke 1 kort been in elk van die volgende 18 steke maak. 1, 2, 17, 18. Nou gaan jy 2 kort bene in die volgende steek maak. 1, 2, 1 kort been in die laaste steek en jy heg met 'n glipsteek aan jou eerste steek. Jy het nou 56 kort bene. 56 kort bene. Nou gaan ons met ry 4 begin. Jy draai nog steeds nie jou werk nie, jy gaan nog steeds al in die ronde hier kom. In dieselfde steek as waar jou glipsteek gekom het, maak jy 2 halwe lang bene. 1,
2, 1 halwe lang been in die volgende steek, 2 halwe lang bene in die volgende steek, 1 halwe lang been in die volgende steek, in die volgende maak jy weer 2 halwe lang bene, nou maak jy 1 halwe lang been in elk van die volgende 11 steke, 1, 2, 10, 11. Nou maak jy 5 langbene, 1 langbeen in elk van die volgende 5 steke. 1, 2, 3, 4, 5. Nou maak jy 2 langbene in die volgende steek. 1, 2, 1 langbeen in die volgende steek, 2 langbene in die volgende steek, 1 langbeen in die volgende steek, dan maak jy weer 2 langbene in die volgende steek, 1, 2, dan maak jy in die volgende 4 steke 1 langbeen in elk van die volgende 4 steke. 1, 2, 3, 4. Nou werk ons net terug 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2 langbene in die volgende steek, 1 langbeen in die volgende steek, 2 langbene in die volgende steek, 1 langbeen in die volgende steek, 2 langbene in die volgende steek. Jy moet nou 3 keer vermeerder het. So dis 1, 2, 3. Dieselfde hierdie kant is 3 keer vermeerder. 1, 2, 3. En dan is dit jou 4 kortbene. Dan is dit weer vermeerder met 1, vermeerder met 1, vermeerder. Nou gaan jy 5 langbene maak. 1 langbeen in elk van die 5 steke. 1, 2, 3, 4, 5.
Nou gaan jy 1/2 langbeen in elk van die volgende 11 steke maak. 1 10 11. Nou gaan jy 2/2 langbene in die volgende steek maak. 1/2 langbeen in die volgende steek. 2/2 langbene in die volgende steek. En dan weer 1/2 langbeen. En dan 2 in die laaste, 2/2 langbene in die laaste steek. So jy het nou 68 steke. Glipsteek weer aan die eerste steek. En kyk, daar begin jou skoentjie nou vorm. En as jy die alternatiewe steek gebruik het, dan behoort jou steke almal regop te staan. Ons gaan nou met ry 5 begin. Steeds, jy draai nie jou werk nie, jy werk nog steeds aan dieselfde kant. Jy gaan nou 1 kortbeen in elk van die volgende 2 steke maak. Jy begin by die steek waar jy geglipsteek het, waar jou kettingsteek gemaak is. 1 2 kortbene in die volgende steek. 1 2 1 kortbeen in elk van die volgende 2 steke. 1. Nou maak jy weer in die volgende steek 2 kortbene. So jy 2 keer vermeter. Nou in die volgende 19 steke maak jy 1 kortbeen in elk van die volgende 19 steke. Kortbene gehekel. Nou gaan jy 2 kortbene in die volgende steek maak. Jy gaan nou 1 kortbeen in elk van die volgende 4 steke maak. Jy gaan nou weer 2 kortbene in die volgende steek maak. Nou gaan jy in die volgende 6 steke 1 kortbeen in elk van die volgende 6 steke maak. 1 2 3 4 5 6. Nou gaan jy 2 kortbene in die volgende steek maak. Nou gaan jy in die volgende 4 steke 1 kortbeen in elk van die volgende 4 steke maak. Nou gaan jy weer 2 kortbene in die volgende steek maak. En dan in die volgende 19 steke maak jy 1 kortbeen in elk van die volgende 19 steke. 1 2 10 18
19. Nou gaan jy in die volgende steek 2 kort bene maak. 1, 2. En in die volgende 2 steke 1 kort been in elk van die volgende 2 steke. 1, 2. Nou gaan jy weer 2 kort bene in die volgende steek maak. En dan gaan jy in die volgende oorblywende 2 steke 1 kort been in elk van die oorblywende 2 steke. En jy heg net met 'n glipsteek, jy maak nie 'n kettingsteek nie, en jy sit 'n plekmerker waar jou glipsteek in is. Jy moet nou 76 steke hê, en daar is jou skoentjie. Kyk hoe mooi trek hy. Sy steke is alles reg op. So hy trek nie kant toe nie. En hy is omtrent 11 centimeter lank. Ons kyk. 3 tot 9 maande, dis wat die skoentjie sal pas. Jy kan hom dalk, as die baba kleiner voetjies het, dan sal dit dalk tot op 'n jaar gaan. OK. Jy het nou jou plekmerker. Nou in elk van die volgende steke glipsteek jy. So jy maak nou 'n glipsteek in elk van die volgende steke. Ek het nou in die 76 glipsteke gemaak. Jy draai jou skoentjie om, en daar waar jou laaste, jy het nou 76 glipsteke. Jy haal jou naald uit, jy draai jou werk om. Jy druk jou hikkelpen daar waar jy jou eerste glipsteek gemaak het onder hom in. So dit sal jou ry 5 wees. Trek jou wolletjie deur, maak 1 kettingsteek. Nou gaan jy elke steek waar jy 'n glipsteek gemaak het, gaan jy nou kortbeen maak. So jy gaan nou 76 kortbene maak. En jy werk onder deur jou glipsteek van elke steek wat jy gedoen het. Druk hom hikkelpen onder waar die glipsteek was. Weet nie of jy kan sien. Daar is die glipsteek, so dis dieselfde plek waar die glipsteek was. Druk jy jou hikkelpen en maak jy jou kortbeen. En dit doen jy nou reg rondom 76 steke. Jy gaan nie, as jy klaar is,
reg met 'n glipsteek nie. Ons gaan die invisible afeindiging doen. Net wys. Jy kan sien ek het nou daai glipsteek. Ek het nou om hom gehekel. Dan maak hy so 'n riffeltjie. En dit gaan basies jou sool se randjie wees. So jy gaan dit nou doen reg rondom. Gaan jy nou onder deur die glipsteek hekel wat jy 'n kortbeen gaan maak. Ek het nou 76 kortbene om die glipsteek gehekel. Trek jou bolletjie op. Knip jou bolletjie af. Trek jou naald deur die eerste kortbeen al 2 lissies. Laat jy dit wraak vang. Dan vat jy jou naald en jy druk hom by jou laaste kortbeen se lissie bo in en jy vang die knoppietjie. Hy maak so 'n knoppietjie, laat hy daar ingaan. En trek hom deur. Dan lyk dit soos 'n steek wat jy gemaak het. En dan reg jy hom nou maar net laat hy vas is. En in daai steek sit jy nou 'n plekmerker sodat jy nie dink dat dit sien daar so skoen so.